Hi guys, it's Nadine. Welcome back to my channel. Today, I traveled to Vereniging to introduce you to a truly formidable woman, Melinda Rood. She's a senior pastor at Delta Community Church alongside her husband Gerard. But her passion for people and creativity reaches far beyond that. Melinda is a mother of three, grandmother of three, public speaker, community leader, musician, and an accomplished cook who has taught over 360 women to make delicious homemade food. She's also the woman behind Mel's Kitchen, the founder of Origin Living, and the author of the classic South African cookbook. In today's video, Melinda is sharing one of her family's favorite recipes, her famous apple crumble, alongside with the powerful testimony and journey behind her cookbook. Let's get started. Melinda, dis baie lekker om hier te wees. Wat gaan ons nou eers doen? Die heel eerste ding wat 'n ou resep doen is altyd om die oond aan te kry. Ja. As jy iets moet bak, so die belangrikste is kry die oond aan. Vir hierdie resep sit ons oond op waaier en dan gaan ons na 180 toe. So wat gaan ons nou eers doen? Eerste die voorbereiding van die appels. So ek gaan vir ons 6 appels kry hier. Ek is baie lief vir 'n Granny Smith appel. Hulle is vir my so bietjie suurder en hulle bak ook lekker. En ons gaan eers gou die appels kor en ek gaan vir jou vra om dit te doen, dis die harde werk. Ja. En dan gaan ons die appels skil. In die resepteboek is daar baie duidelik, nou kan ou sien, jy kan blikkies appels ook gebruik, maar as 'n mens vars appels het in die huis, dan is dit net soveel lekkerder. Kan mens rooi appels ook gebruik? Seker, jy kan enige appels gebruik. Wat ook al jou voorkeure is, 'n appel is 'n appel en hulle almal werk baie lekker. Waar kom jou liefde vir kos maak vandaan? Ek dink altyd eerste aan my ouma se aga stoof op die plaas. En my ouma kon enige ding doen. Sy het ingelê, sy het haar eie brode gebak. Sy het haar eie gaanse gehad om haar eie donskomberse te maak. En sy was 'n formidable vrou wat alles kon doen. Ek dink as ek terugdink aan inspirasie, is dit vir my groot inspirasie. Maar intussen, nadat ek en Gerard getroud is, het ek was ons eerste gemeente op die platteland en daar het ek baie kooklesse gehad by die tannies, die boere tannies op die plase waar ek saam met hulle kerskoekies gebak het vir 'n hele dag lank, laat ek in die aand so moeg is, laat ek nie my voete kan staan nie. Vir my wat 'n stadsmeisie was, en ek het daar in kos maak ingelyf. Hulle het vir my baie geheimpies geleer. Ek dink ons familie is redelik groot. So iemand met die kos maak en ons het so saam as skoonsissies altyd begin kos maak en dit het nou maar verder uitgebrei. En later jare in die gemeente het ek net besef dat kos maak is so 'n groot deel van 'n ou se lewe, in 'n ou se persoonlike lewe. En omdat ons vroeër jare nooit baie uitgeëet het, en het ek besef dat as jy wil lekker eet, hoekom maak jy dit nie by die huis nie? Ja. Want baie keer eet 'n mens uit en dan is jy eintlik 'n bietjie teleurgesteld oor die resultate van wat jy bestel het. En ek het al hoe meer probeer om by die huis lekker kos te maak, lekkerder as wat jy by die restaurant kry, sodat my gesin dit kan geniet en dat dit elke keer dat die kos het naderhand soos 'n belewenis geword, 'n experience van jene, maar dit was nou lekker. So oor die jare het dit net meer en meer gegroei en ek het 'n liefde vir dit begin kry om juis dit te doen, om lekker kos te maak. Ek kan nie net kos voorsit wat net na niks proe nie. Dit moet lekker wees. As mens wil eet, moet dit lekker wees. Dit is een van die grootste gawes wat die Here vir ons gegee het, is om lekker te kan eet. Ek dink Salomo sê dit ook. Hy sê dit in sy boek, dat dis een van die goed in die lewe wat ons kan geniet, is om lekker te eet. Die appels sny jy in skywe, of kan mens dit in blokkies ook sny? Jy kan dit in blokkies ook sny. Ek dink dit is 'n persoonlike keuse. Vir my, as 'n dun appelskyfies is, veral met vars appels, word hulle net makliker gaar. Waar die blokkies is so bietjie dikker. Die volgende stap in die resep is
ons gaan die rammekens smeer, so ek gaan vra dat jy botter gebruik Ja. en dit vir my smeer en dan gaan ek die appels verder voorberei. Nou ek gebruik kaneel op die appels, maar jy is so welkom om selfs gemengde speserye te gebruik. Jy kan maar regtig vrygewig wees met die kaneel. Hoe meer vir my, hoe lekkerder. En dan gaan ek dit net deurmeng totdat ek voel dit is genoeg om 'n lekker geurende kaneelsmaak aan die appels te gee. Melinda, hoe het die kosmaak deel geword van jou bediening? So in 2012 het ek en my man gesit en dink daaroor hoe kan ons jong mense se lewens impakteer met praktiese goed en dan ook 'n geleentheid skep om oor familie en huis te praat. En toe besluit ek maar ek kan hierdie doen. Ek kan jonger vrouens leer kos maak. Want daar's so baie van die jong vrouens in die gemeente wat op daai stadium gesê het maar ag, ons weet nie regtig hoe nie. Almal van ons se maas, ons kom uit 'n era uit waar ons maas gewerk het en ons koop baie keer kos of ons koop takeaways of ons koop net goed wat maklik gaan en wat uit blikkies uitkom of pakkies. Ja. En dit is tog nie gesond nie. Hulle kan inskryf vir die kookskole en dan doen ons dit 2 Saterdae 'n maand en elke kookskooldag het 'n tema gehad en ek het met so 'n kookskool tussen 20 en 30 vrouens stoele uitgepak in my kombuis en vir hulle 'n plek gemaak en ek het letterlik vir hulle gedemonstreer hoe maak jy elke resep, hoe kook jy lekker boerekos, Ja. Suid-Afrikaanse resepte, hoe maak jy dit en in daai gesprek hoe ek verduidelik het hoe jy die kos maak. Ja. Het ek geleentheid gehad om te praat oor gesin. Hoe werk jou gesin? Wat gee jy vir jou kinders om te eet? Ek hoop nie dis 2-minute noodles nie. Ons moet Ja. vir ons kinders gesonde kos inpak. Gee ek vir my kinders genoeg groente in die week? Maak ek kos in die aand? Deur slim te werk, kan jy voorbereiding doen wat vinniger neem en jy kan nog steeds kos maak in 'n halfuur of 'n 3/4 uur se tyd en jou gesin kan nog steeds gesond eet. Ja. En dan het ons sommer gepraat oor huwelik en hoe gelukkig 'n man is as hy 'n lekker bord kos in die aand eet. En ek weet, die rolle is vandag baie verdeel. Mans maak net so hard kos vandag en daarom is dit ook vir almal. Ja. Is nie net vir dames nie. Ek het mans gehad wat ook van die kookskole bygewoon het en dan het ek mans gehad wat na 'n kookskool na my toe gekom het en gesê het, dankie. Want ek het so lekker geëet. Ja. En dit het my lewe verander, die feit dat my vrou kon leer bietjie huiskos maak. Sure. En want ons is in 'n generasie waar baie mense van takeaways leef. Ja. En om terug te kom na good wholesome food toe, kos wat by die huis gemaak is, wat whole foods is. Ja. Ons wil mos alles van scratch af doen. Ons wil Ja. gesonde kos maak vir ons gesinne. Ja. En ons wil ons kinders in 'n plek bring waar hulle leer om gesonde kos te eet. So dit was 'n hele nuwe journey waarop ons gegaan het en ek het vir 'n jaar en 'n half kookskole by my huis gehad. Sure. En deur dit het ek gebruik nie net om hulle te leer kook nie, maar ook om in hulle lewens in te spreek en te praat oor familie en gesin en dit was vir my dit was 'n amazing plek van bediening aan die vrouens en mans wat die kookskole bygewoon het. Ja, dis ek kry weer hoendervleis soos wat jy die storie vertel het, want dit is net so wonderlik om te dink dat iets so eenvoudig soos 'n tuisgemaakte bordkos eintlik huwelike red. Ja, dit is so. Dit is so. Ons besef nie dat dit is baie keer die klein dingetjies in die lewe wat 'n gesin se hele leefwyse kan verander. En dit was een van die groot besprekingspunte waarop ek nogal baie ingestel is om die jong mammas te leer dat 'n mens eet by 'n tafel. Want by 'n tafel leer kinders maniere. Hulle leer respek, maar hulle leer ook dat hulle het 'n stem en hulle mag bydra tot die gesprek. En hulle leer om te sit en 'n oordentlike bord kos te eet en dit skep 'n samehorigheid. Jy kan jou kinders in die oë kyk en jy kan sien, hierdie kind van my is gelukkig of iets is nie reg nie. En daar kan gesprekvoering plaasvind en so behou ons gesinsbande. En ons het inspraak in ons kinders se lewens, maak nie saak watter ouderdom nie. 'n Resepie is so eenvoudig.
Ja. Enige iemand kan dit maak en ek wil vir jou sê, as ek vir my man vra wat se nagereg wil jy hê, dan sê hy appelkrummel. Dan sê ek, ag, kan jy nie iets anders te kies nie? Maar dit is absoluut ons gesin se go-to gunsteling resepie. Die volgende stap is, ons moet die botter smelt vir die krummel wat bo oor die appels kom. Dan gaan ons die droë bestanddele bymekaar sit terwyl ons wag vir die botter om te smelt. Die kookboek, dit is nou, hierdie jaar is dit 10 jaar oud, vandat hy oorspronklik gedruk is. Hoe het hy begin? Ek het 'n vriendin gehad, haar naam is Truda. En hulle is toe op pad om te immigreer Australië toe. En sy het altyd gesê, I don't cook and I don't bake, I braai or buy. En sy sê dit vir my, al hierdie resepte wat jy nou in die kookskole gedoen het, hoekom sit jy dit nie in 'n boek nie? En ek het nooit daaraan gedink om 'n kookboek te skryf nie. En hier begin hierdie gedagte. En dit is so getuienis in my eie lewe, want baie keer bring die Here jou op 'n pad wat jy nooit besef het, hy vir jou beplan het nie. Ja. En dit was vir my net so 'n nuwe ding, en tog het hy dit gebruik, en dit is deel van my storie, om ander mense se lewens te beïnvloed. En ek het toe begin al hierdie resepte bymekaar sit, en te kyk, hoe kan ek 'n kookboek bymekaar bring? Maar ek was 'n absolute leek, en ek moes alles op my eie probeer ontdek. Waartoe gaan ek? Hoe doen ek dit? En jy sal my nie glo nie, daai tyd het ons nog nie Canva gehad nie. So ek het hierdie kookboek op Word bymekaar gesit. Dit was 'n astronomiese werk. Ek besef toe, ek wil 'n boek skryf wat reg Suid-Afrikaans is. Dit moet jou go-to resepteboek wees. Dit moet resepte wees wat ons in ons almal se huise maak. Maar ek is nie altyd seker waar om die resepte kry nie. Dit moet goed wees wat geliefd is onder ons almal. En dit moet maklik wees. Ek wou 'n boek hê waar die metode maklik is. Dit moet genommer wees. Elke persoon, al kan jy nie kook nie, moet jy dit kan doen. 'n Resepteboek is vir my soos 'n prentjieboek. En ek hou niks van resepteboeke wat nie prentjies by het nie. Want jy kan nie sien wat daar aangaan nie. Jy kan nie sien hoe dit moet lyk nie. Toe besef ek, maar ek het 'n fotograaf nodig vir hierdie. Toe dink ek, hoe gaan ek dit doen? En die amazing ding is, as die Here iets op jou pad bring, dan voorsien hy alles. Om daai ding te volbring. En die volgende oomblik bel my seun my, en daai tyd was dit nog nie sy swaar nie, maar sy aanstaande swaar het 'n vriend wat 'n meisie het wat hiernatoe trek van Amerika af, en hulle trou binne 2 maande, en sy is 'n dosent aan 'n universiteit en sy spesialiseer in kosfotografie, en sy het nie werk nie, en sy sal baie graag by so 'n projek wil betrokke raak. Haar naam is Kirsten Boggs-Piper, en sy het met 'n Suid-Afrikaanse seun getrou. En in daai 6 maande wat sy hier gebly het sy betrokke geraak by die boek, en ek en sy het kos gemaak en foto's geneem. En my huis was omskep in hierdie ateljee met props en borde en bakkies en plakmaatjies en servette, en party dae het ek met die reflektor oor die kos gehang en sy het afgeneem, en dit was 'n amazing journey. Einde 2015 toe moet ek begin aansoek doen by 'n printhouse, en ek nie geweet waar nie. En ek het uitgekom by Penguin Random House, en ek het in afwagting gesit en wag om te hoor of gaan hulle my boek druk, en ek was totaal oorweldig met die uitkoms, want hulle het gesê hulle wil graag die boek doen, en hulle het die boek die titel gegee, The Classic South African Cookbook. Wat dit my geleer het, is dat baie keer, as daar 'n nuwe pad voor jou lê, moet ons net gehoorsaam wees. Want die Here kom en hy verbaas ons met die goed wat hy doen, en hoe hy dit uitlê voor ons, en ons moet net hom vertrou. Die boek het al sy tweede druk gehad. Afrikaans is ongelukkig reeds met die tweede druk ook uitverkoop, maar daar is nog baie Engels beskikbaar, en hopelik, as ons eendag by 'n derde druk kom, gaan ek weer Afrikaans kan druk. As iemand nou hierdie boek wil koop, waar kan hulle dit kry? Die boek is beskikbaar op my website originliving.co.za, en dan by al jou aanlyn platforms, soos Takealot, definitief Wordsworth in die Kaap, Exclusive Books, enige van hierdie plekke hou die boek aan, en jy kan hom bestel of gaan koop. Goed, die volgende stapie is, ons gaan nou al hierdie botter in hierdie mengsel inmeng,
sodat hy 'n lekker krummel maak wat ons dan op ons tertjies kan sit. So ek meng dit net liggies met 'n vurk in. Wat ek geniet van die kookboek is, dis maklike resepte. Ja. Enigiemand kan dit volg. Ja. Dis eintlik 'n baie lekker trougeskenk te wees, soos hier is vir jou kookboek om te kan kos maak vir jou huisgesin. Ja. Ek is ook so, dan moet prentjies in 'n kookboek wees. Dit frustreer my om deur kookboeke te blaai en ek kyk na die resep en ek weet nie hoe die ding moet lyk by. Mense eet met mense oor. Ja, verseker. So verseker. Ek geniet dit met elke resep. Is daar prent van hoe dit lyk. Ja. En dis so mooi kookboek. Ek sal dit eintlik kan beskryf as 'n koffietafelboek. Ja, hy lê net daar op die koffietafel. Ons lê op ons koffietafel en gereeld dan gaan sit ek net daar en blaai ek net deur dit want dit is so mooi boek en is so persoonlik want daar's foto's van julle gesin in waar die kinders nog almal klein is en dit is asof mense net so 'n glimps in kry van julle lewe op daai stadium. Ek geniet die kookboek verskriklik baie. Baie dankie vir dit. Die volgende stapie is ons gaan nou hierdie krummels oor hierdie bakkies skep en ons kan maar die krummeltjies so tussen die appels indruk dat hy lekker inbak, dat hy nou nie uitkook nie. Jene my mond water. Klaar. Ek sien uit vir hierdie. Ek is seker as my man nie was, het hy gesê, "Okay, hoe lank nog?" Hou nou net, hy gaan definitief 'n bietjie sak want soos die appels begin kook, gaan hulle van hulle volume verloor. So ek druk sommer die krummels oral hier langs die kante in. So hy werk ewe goed of jy hom nou in 'n groot bak of 'n klein bak. Ek bly altyd by die kooktyd wat in die boek is en die ander ding wat ek wou noem is dat 'n waaieroond werk net bietjie beter omdat hy mos nou die deegie lekker ekstra bros maak wanneer hy bak. En as mens hom nou in 'n groot bak gaan maak, al wat dubbel hoef te wees dan is die kos. Ja. En as jou bak so groot is, jy kan self besluit hoeveel appels is genoeg. Ons het vandag omtrent so 'n 3/4 appel per bakkie gebruik en jy kan net aanhou appelskil tot jy dink is genoeg en dan kom maar net 'n kors bo-oor. En dan heel laaste gaan ons nou net afrond met 'n paar amandelvlokkies want dit gee vir ons daai ekstra crunch bo-op en dan nou ook 'n bietjie die neute smaak, balanseer die suiker. Ek sien uit vir hierdie. Dit gaan lekker wees as dit oond uitkom. Die lekkerste is wanneer dit in die oond is en jy ruik daai kaneelgeur en dan kan hy oond toe gaan. Dis hy. Die klokkie het afgegaan en ons appelkrumble is gereed. Kyk net hoe lekker lyk dit. Ruik ongelooflik lekker. Bedien mense hom warm of koud? Verseker warm uit die oond uit. Okay, en met wat? Met ons verkiesroomys. Okay. Jy kan room opsit, in die winter kan jy self 'n lekker vlaakie maak, saam met roomys, sonder roomys, met vla, net soos wat jou voorkeur is. Okay. Wat's volgende vir Melinda Rood? Sure. Wel, intussen tyd het ek Origin Living begin wat 'n natuurlike velsorgreeks is, gesig en lyfprodukte, natuurlike olies, natuurlike botters met essensiële olies. Sure. En ek is op hierdie gesondheidsjourney en ek is baie dankbaar vir dit. My jaar het begin met die Onse Vader wat ek gelees het en wat sê laat die koninkryk kom, laat die wil geskied. En ek en my man het daaroor gepraat dat die Here het klaar beplan wat in hierdie jaar moet gebeur. Ja. En my gebed is soos wat hy in die hemel beplan het vir my. Laat die koninkryk kom, laat dit hier op die aarde geskied. Wat hy vir my instoor het, weet ek nie. Ons is nog steeds in bediening. Ek gee my alles vir dit. En mag daar dalk 'n highlight wees van iets, dit weet ek nog nie, maar ek gaan aan met wat ek het, totdat daar iets nuuts opduik. Dit was regtig lekker geweest om vandag hier te kon saam met jou die apple crumble maak. Dankie Nadine. Ek het dit regtig baie geniet en jou storie is verskriklik inspirerend, veral vir 'n jong dame soos ek. Groot voorreg vir my, hoor. Baie dankie vir jou. Ek waardeer.